Hallo almal. Okay, so ons is terug by die huis. Finally. So ek kan nie glo 10 dae vakansie het terselfdertyd so lank gevoel en terselfdertyd so vinnig verbygegaan nie. En dan kom jy by die huis en dan is daar net soos 7 miljoen lae stof op alles. En ek het die klere nie, maar vir een van die rede het ek al 3 bollings wasgoed gewas. So ja, explain that. Ja. En op 'n ander noot, ek klink dalk nie soos ek moet klinkie. Ons het ontdek, ons, menende, ek en Herman en wie ook al belangstel. Ek dink ek is allergies vir knoffel. Soos my gesig swel net soos randomly op. So, vanaand het my wang besluit, dis nou sy beurt om op te swel. So, niemand het my gemoer nie, my lip is dik, maar dit is van my eie simpelheid. Ongelukkig, ten minste as iemand my gemoer het, ek geweet waarvan af kom dit. Maar ja, kom ek vertel julle 'n bietjie wat ons gedoen het. Okay. So, ja, sorry, my stoel raas verskriklik. Okay, so ons reunie, dit was lekker. Dit was vinnig verby. Ja, ons het die oggend uit Katoi gery. Ek dink ons het 3:15 hier vanaf gery. Toe ons daar kom, toe is dit, ek dink 11:00 en ons het seker so 12:00 se kant toe gery, reunie toe. Kom daar, vrek baie mense. Dis net kinders waar jy kyk. Ons het vinnig ons kaas en wyn afgesluk wat seker vir 'n uur daar gestaan en vir ons gewag het. Hoekom dit uitgepak is as ons nog daar is, weet ek nie, maar dit is nou maar hoe dit was. Ja, sorry, swak reëlings pla my net verskriklik. Maar anyway, dit was ons verwelkomingsdrankie, warm witwyn. Anyway, lang storie kort, ons gaan toe, nou sê ek het alweer lang storie kort, ek moet op om daai shit te sê. Ons het vir ons ordentlike wyn gaan kry, ons het nie geëet nie, want ons het so baie padkos geëet, ek het soos vir ons 'n rol worsgaar gemaak. Weet jy hoeveel, soos 'n 250.000 eiers gaar gemaak, hardgekookte eiers, dis ingepak het. En ek het vir ons sulke Banting flapjack goedjies gemaak. Vrek lekker. Dit is basically cream cheese, eiers en ek kan eers nou wat nog nie. En dan meng jy dit en jy bak dit en dit is soos moer lekker. Ek het natuurlik dubbel soveel cream cheese ingesit as wat hulle sê jy moet, so myne was extra cheesy, want die lewe is kort, eet die kaas. Maar ja, ons het so by die reunie het ons 'n redelike aantal bottels wyn gedrink, uit die bottel gered. Ek is nie heeltemal seker hoeveel nie. Maar ons het daai volgende oggend voor sonopkoms gesukkel met hoofpyn. Herman het my wakker gemaak en gevra vir 'n kopseerpil. Hy is nie wyn gewoond, die man maak sy eie bier en hy drink soos 2 doppe en dan is hy klaar gedrink. So daai gros wyn wat ons toe verorber het, was seker bietjie te veel vir die gestel. Maar ek moet sê, ek het self bietjie gesukkel. Daai hele volgende dag was my kop effens aangeklam. Het 'n bietjie geklop. Maar ja, toe ons het gedink ons gaan, of althans ek het gedink ek gaan die drank afsweer vir die res van die vakansie. Dit het nie gebeur nie. Ons het nog redelik baie wyn gedrink. Maar ek meen, dis wel vir vakansies daar is, nie? Hier by die huis werk ons die hele tyd. Ek meen, hier sit ek nou, is 8:30 in die aand, ek doen podcast. Ja, dis lekker, maar dit is eintlik ook maar werk. Net ek betaal word hiervoor, hè. Hint, sponsor. Maar, ja, dit is lekker, maar dit is nog steeds, dit tel vir my as werk. Maar ja, dit was die reunie. Het was lekker om al die mense te sien. Daar was natuurlik mense wat ek daar wou gehad het, nie daar was nie. Mense wat soos halfpad tussen die reunie en die afterparty verdwyn het. O ja, daar was natuurlik 'n afterparty waar ons nog meer wyn gedrink het en nog lekkerder gekuier het. Dit was reg great. Maar ja, soos Ilana ook gesê het, as mense begin dink aan 30 jaar reunie, nie ek of sy gaan dit reël nie, en ek dink ook ek sal daai ene bywoon nie. Dis nou as ons nog daar is. Ja, die hartseer deel van die reunie daar, sover
is daar nog een van ons klasmaats oorlede. Maar dit was een van die gevalle, sonder om nou onsensitief te klink, maar daar was 'n stadium, was daar hierdie trend, dink ek noem mense dit, ek weet nie of mense dit 'n trend kan noem, maar die mense het soos daar in Vredendal, dit is in jou klein dorpies toe om jouself te entertain. Dit voel vir my vir baie stadig praat, maar dit is omdat my lip so geswel is. Ek is jammer. Ek klink bietjie vertraag vir myself. Maar sy, die dame, het in die pad gaan lê. Dit was die ding. Hulle gaan lê in die pad, dan neem ander mense foto's van hulle, of hulle neem foto's van hulle self. Ek weet nie wat hulle gedoen het, en hoekom hulle in die pad moes gelê het om dit te doen nie. Maar die spesifieke plek waar sy toe gaan lê, in die pad, was, ek weet ek waar dit was nie, maar sy is toe doodgery in die pad, waar sy gelê het, om foto's te neem. En sy het 'n kind, waarmee sy swanger was, gedurende ons matriek eksamen. So ja, ek weet nie wat nou van die arme kind word nie, maar dit is sover die enigste mens wat ek van weet, van ons matriekklas, wat nie meer met ons is hier. Maar verder lyk almal nog vet en gered, en actually nie so sleg soos ek gedink het nie. Nee, ek het regtig lekker gekuier, en daar is mos van die mense op skool, wat jy nooit meer gekuier het regtig nie, nooit meer regtig gesels het nie. Maar dan kom jy by 'n reunie en dan, ja, want in skool is ons hierdie kliks. Jy verstaan, ek is te cool vir jou, jy het te min geld, ek kan nie met jou praat nie, jy is te arm vir my, of ek weet nie wat so strontkinders altyd dink nie, maar daar is altyd iets, nee. Soos jy gaan nou met die ou uit, maar ek het eintlik 'n crush op hom, en jy weet dit, maar jy gaan anyway met hom uit. Sulke snot. Jy verstaan, gelukkig, kon meeste van ons daarom oor daai goed kom, 20 jaar na die feit. Ons het 'n vinnige draai gaan maak by die skool, actually ook. Ons het so vinnig bietjie deur die skool gestap. Ek kan glad nie eers onthou dat die skool soos 'n tweede verdieping gehad het nie. Oh, my brein. Maar soos ek kan nie onthou wat ek gister aangehad het nie. So om vir my, die enigste klas wat ek regtig iets van kon onthou, was meneer Leroux se biologieklas. En ek dink alom ek dit kan onthou is, ek is effens getraumatiseerd, want daar's 'n slang, 'n glaskas met 'n slang in, en die glaskas is nog steeds daar. Ek was nie naby genoeg om te sien of die slang nog steeds daar is nie. Daar is ook 'n paar gefermenteerde wesentjies wat daar in die klas is, wat nog steeds daar is, vandat ons laas daar was, wat ek herken het. Ek het dit gesien, toe onthou ek dit. Slightly disturbing, maar het lyk presies dieselfde. Daar's nog steeds soos 'n projektor in meneer Van Zyl se klas. Ek is soos, gebruik mense nog die goed. Ek sweer seker nog dieselfde een wat daar is, vandat ons laas daar was. Dis belaglik. En natuurlik het ons almal wyn in, of almal gaan skool toe, niemand vat hulle glase saam nie. Ek weet, toe almal vir my sê, ons gaan na skool toe sit ek met 'n vol glas wyn, buite op die gras. Ek meen, waar gaan ek my wyn neersit? Daar's binne in die gebou waar ons is daar soos 40 mense. Ek gaan my glas wyn nie neersit nie, net hoe drink jy vir die kinders dit? Dis dit my skuld. So ek vat my wyn saam. En meneer Van Wyk het my nie gekeer nie. Ek is met my glas wyn in die skool in. Ek het op afgestap. Maar ja, toe begin praat die wyn, en toe ons meneer Van Wyk, nie meneer Van Wyk, meneer Van Zyl se klas kom, hy het vir my wiskunde gegee, dink ek, standaardgraad wiskunde. Ja, ek het nie die hoërgraad wiskunde verstaan nie, toe gaan ek standaardgraad wiskunde toe. En hy was actually goed, want hy het dit goed verduidelik. Ek dink juffrou Engelbrecht het die hoërgraad wiskunde net bietjie boor my kop verduidelik. Ek is nie aangeleef vir syfers nie. Alhoewel, ek raak al hoe beter met syfers hoe ouer ek raak, tot my ma se verbasing. Maar ja, toe ons meneer Van Zyl se klas kom, toe is natuurlijk 'n wit bord, en iemand het ook klaar iets geskryf daar, ek kan nie onthou nie wat sy snaaks nie. Toe vat ek 'n pen, en toe skryf ek iets in die lyn van, dit lyk nog steeds dieselfde hier in die klas, en, ja, ek drink wyn, en toe sit ek my naam daarby. Soos wat? Iets in die lyn van dit, ek kan nie reg onthou nie, maar, ja, almal het gedink, dit is baie snaaks. Maar ek meen, jy doen nooit seker goed op skool, jy is altyd so soet, nee, ek was so ordentlik op skool.
as ek nou moet terug aan skool toe, soos ek nou hier sit, jy sal onderwysers se lande vol hê. Vol! Ek sal mors. Maar ja, dit was ons Vredendal trip. Toe het ons, ek moet ek mooi dink, dit was die Vrydag wat ons daar was. Die Saterdag was ons ook nog 'n bietjie in Vredendal. Ons het 'n bietjie Strandfontein toe gegaan, bietjie saam met Anja en Johan gekuier daar. Lekker geëet, 'n ginnetjie gevat. Was regtig 'n mooi dag. Die wind het nie gewaai nie, niks wolke nie. Was 'n perfekte stranddag. En ja, toe die Sondagoggend toe reis Kaap toe na Herman se broer Callie. Toe het so 'n paar aande daar by hulle geslaap en natuurlik want hulle het gewerk. So ons het maar net saans met hulle gekuier en dan die dag het ons bietjie rondgery. Maar ja, daar was niks regtig interessant in die Kaapie behalwe ons was Babylon's Toren toe saam met Stefan Gardi en ons broer Giep. Dit was verskriklik lekker. As jy ooit naby Babylon's Toren is of jy is in die Kaap iewers en jy het nie te doen nie, vat R20, betaal jou entry en stap net daardeur. Jy hoef nie enige van hulle duur goed te koop nie, jy hoef nie koffie te drink daar nie. Vat vir jou 'n bottel water, betaal R20 vir die entrance fee. Jy kry actually 'n jaar se subscription van een of ander plant identifying app. Ek kan nie die naam onthou nie, maar as jy by Babylon, hoor net hierdie freaking idiots met hulle karre. Ek is gatvol al. Dan gaan jy by Babylon's Toren in, hulle gee vir so 'n baie mooi kaart van die hele plek, want jy gaan soveel as moontlik, jy gaan nie verdwaal nie, maar jy gaan goed mis as jy nie regtig weet waar om te stap nie. Maar daai tuin is soos 'n inspirasie. Daar is, ons het deur 'n Clivia woud gestap basically. Ek dink daar is, ek kan nie eens raai nie, daar's duisende Clivias, okay, en almal blom. Dit was ongelooflik. As jy my volg op Instagram, sal jy sien ek het redelik baie foto's geneem van die Clivias. Het ek almal opgesit? Ek dink ek het almal opgesit nie. Maar ja, daar's klomp foto's van ons by Babylon's Toren, waar ons bietjie die sites kyk. En daar's 'n fontein ook daar. Ek het 'n video gemaak waar ons die fontein, maar die fontein het motion sensors. As jy verby het, daar's klomp sulke goedjies soos 'n slang of 'n vis of wat ook al. Daar's so een moerse padda, maar dit lyk of die goed uit koper gemaak is. Moerse padda in die middel, maar dis in 'n sirkel en as jy verby die goed stap, dan en dit tel jou op, dan spuit dit. Maar nou nie soos dadelik nie, maar soos 'n sekonde of 2 nadat jy verby dit gestap het. Dan spuit dit. En ek het per ongeluk vir arme GP vol in die bors geslat. As dit te koel was hy seker nou nie meer met ons nie. Maar dit was nogal snaaks. Ja, en dit was basically ons Kaaptrip. En toe het ons van daar af die donderdagoggend, ja, toe is ons die Robertson toe na my sussie toe. Toe is bietjie by Elisma en Chris gekuier en Django. Natuurlik toe ons daar kom, toe werk Chris en Elisma nog. Maar sy sê toe, maar as ons daar kom, moet ons net Django se shock collar afhaal. Ek sê 'n shock collar, maar ek vra nou nie uit nie. Ek dink toe maar jy sou klaar die mense nou alweer of blaf hy wat hy al maak. Maar nie ek kan dink Django blaf hy blaf het as mens vir hom huil. Soos au, dan begin hy blaf hy iets verskrikliks want hy kan nie huil nie. Die arme hond, dan blaf hy maar vir jou. Maar ja, toe ons daar kom, gewoonlik as jy daar inkom en jy stop, dan is Django al buite met kom groet. Maar ek sien net Django kom nie uit, ek dink, Jesus, die hond nou alweer weg. Ek sê maar hy is dalk net binne in die huis. Kom in die huis, hier is Django met sy shock collar aan. Maar verskriklik baie om ons te sien, soos altyd. Hy swaai die stert en hy chunk, hy gaan te kere. En ek vra toe later vir maar wat is dit met die collar? Nee, hy loop rond. So die collar is nie om te keer dat hy blaf nie. Dis net om vir hom binne in die perimeter te hou, want daar's in Silverstrand is namens nou nie mure rondom jou erf nie. Dis so 'n closed, dis 'n gated community. So almal se erwe is oop. So Django gaan kuier bietjie by mense en ja, daar's baie ou mense en hulle wil kla oor iets. So toe kla oor Django wat nou by hulle kom kuier. Hy seker nie genooi gewees nie. Maar ja, so die collar is nou vir hom om binne in sy perimeter te hou. So dit piep en dan piep dit harder en dan begin hy vibreer dit.
So, maar die tyd het dit die eerste keer gepiep en dan hartebel weer terug. So, hy is gelukkig 'n baie slim hond. So, hy word nooit gesjok nie. Maar ja, die arme hond, hy soek nog 'n bietjie liefde. Maar ja, ons het toe sommer my verjaarsdag ook gevier. Ek verjaar eers die 13 Oktober. Maar my sussie is toe so oulik, sy stiek toe vir ons vir Saggy Stone, die Saterdag. En as jy nog nooit by Saggy Stone was in Robertson nie, dit is soos, ek dink nie baie mense weet daarvan nie, want dit is hier in die dorpie, en daar's ook nie regtig vreeslike advertensie vir uit die dorp dat jy dit sal kry as jy net op die pad uitry nie. So, maar ek sal die link van hulle website en hulle adres sal ek, maar dis dalk beter om hulle te Google Maps. Maar ek sal dit opset op die episode se beskrywing, dan kan jy 'n bietjie dit check. En as jy gaan, jy kan ook op die website kan jy die menu sien, wat ek verskriklik baie van hou, want ek is van die mense, jy moet nie 'n moer lang menu voor my kom neersit, en dan dink ek gaan vir jou binne 5 minute sê wat ek wil hê nie. Dit werk nie so nie. So 'n restaurant wat se menu online is, wat actually geupdate is, en ek kan voor die tyd gaan en kyk, ek wil dit hê, ek wil dit hê. Dan kom sit jy en dan bestel jy dadelik wat jy wil hê, want jy het soos 3 ure besluit, of gevat om te besluit, want dis wat ek gewoonlik doen. Maar ja, Saggy Stone, ek kyk eers mee verder as die tapas nie. Ons bestel net tapas altyd, en jy wil soveel as moontlik verskeidenheid hê. Maar ja, gaan na Saggy Stone toe, drink die Pale Ale, dit is verskriklik lekker bier, hulle bou hulle eie bier. Die Pale Ale is natuurlik ons almal se favourite. En dan doen tapas. En jy kan bestel net wat jy wil, maar jy moet vir jou nachos bestel. Jy moet. Dit is soos die beste nachos in Robertson. Ek weet, dit is seker die beste nachos in 'n baie plekke, maar dis regtig iets besonders. So ja, dit was ons Robertson trippie. Basically, ons is daai volgende oggend, dis ons weer terug vir Rendal toe. Dus my 'n bietjie gechill. Ons het een aand lekker, toe ons daar kom, dus my ma se een neefie daar. Toe bietjie met hom gekuier, lanklaas gesien. Hy het ook lekker oud geraak. Bietjie met hom gekuier. Maar jy sien die wind in Vredendal maak my titelam. Ek kan nie deel met daai wind hê. Sorry, my rekenaar het soos 'n reschedule of jou ding gaan restart. Ek is soos nee, jy kan nou restart nie, ek is besig. Wil ek dit net fix? Okay. Sorry, julle weet ek edit nie my goedie, so ek doen dit net nou terwyl ek met julle praat. Okay, dit is gedoen. Dit is uitgestel. Dit wil nou 9 gerestart en ek is nog besig om te praat. En ek is nog eers halfpad deur my lysie, so dit gaan seker nog 'n tydjie vat. Vir julle wat nie lank wil luister nie. Ja, ek was by Vredendal se Wind. Vredendal se Wind suig boude, okay? Dit is soos die plek waar die wind gebore word en deur sy tienerjare gaan, want dit is roekeloos en stout en dit kan nie, hou net nie op nie, dit nag net die hele tyd aan jou, kan dit nie hanteer nie. Maar ja, so ons het, my pa het vir ons rib gebraai, skaaprib, liewe ouers, jessie, ek wens ek het soos 11, jy weet vir 11 daai alien, ons het gekyk het ons klein was, my oorklankie Hans, daai ruimtemannetjie, hy het mos iets soos 7 maag gehad, en maar hy wou die hele tyd die kat eet, ek onthou so iets. Ek wens ek het soos hy 'n paar maag gehad, vir al die kos wat ek moes geëet het. Ek het hom gelukkig net 1 kilogram opgetel, so ek is net nog steeds vet, nie vetter daarmee. Maar ja, ons het rib gebraai, en die volgende dag het ek, wat ons toe gedoen? Ek dink die interessantste ding wat ek gedoen het, was ek het vir Picasso gebad, my vetkat. Sy is te vet om orals by te kom, soos ek kan haarself nie lekker groom nie. So, toe het ek al 'n bietjie gebad, orals geskrob, voel toch toe sy so lekker sag toe sy uitkom. Sy het net, ek het vir haar, want dit is obviously warm, wel dit was die oggend, maar dit is so lekker warm, sy namiddag son skyn op die stoep. Toe is ook klaar gebad het, toe droog ons al so klein bietjie af, toe gaan sit ek haar op die stoep neer. Sy arme kat het seker vir 'n uur lank daar gesit en haarself gelek voor sy enig droog was. Maar nou is dit ten minste skoon vir die volgende maand of so. Maar sy is nog maklik om te bad, want ek weet nie of sy te vet is en of sy net nie die krag het nie, maar sy beklei nie regtig
veel terug nie. Sy spartel so 'n bietjie om weg te kom in die begin, maar dan kom sy agter, dis actually lekker want jy krap haar soos jy al was. Maar daai bolla kat van my, nee, ek het nou net vir 'n vriendin gecomment op Facebook. Ek sal haar nooit vir my lewe probeer bad. Ek het nog steeds die letsels van die laaste keer wat ek haar probeer bad het. Daai kat se naels is soos Wolverine claws, okay? Dit hak net soos aan jou vel, nê? Dit hak net so. Dan dit bloei onmiddellik. Jy dink, dit was so erg en as jy kyk dan loop jy bloed op jou arm af. Maar dit is soos jy weet as jy jouself met 'n baie skerp mes sny, die mes is so skerp jy voel dit nie. Jy sien net hoe kom die bloed uit jou lyf uit. En dan eers later kom die pyn. Ja, dis so dit is as daai bolla kat van my haar naels in jou kry. Dit is violent. Dis violent. Dis soos daai kat op TikTok dink ek of Instagram met hulle se oorklank soos iets van I'm looking for violence. I want violence. Dis presies daai kat. Maar sy is oulik. Sy was so bly toe ek al gekom het. Maar ek dink net ek verstaan haar. Ek praat haar taal. So niemand anders weet dat die kat actually bly is. Dit is nie asof hulle sterkte swaai nie. Maar ja, kies my vakansie is net kos. My pa het ook natuurlik vir ons, want my suster, sy skoonpa het vir my maale nuwe kaapstene gekoop vir hulle Kaap. Okay, as jy nie weet wat 'n Kaap is nie, is 'n vinnige verduideliking. Dis soos 'n charcoal braai basically, maar dit is baie klein en jy kan dit optel en ronddra terwyl jy besig is om iets daarin te kook of te braai. Jy sit basically soos 'n charcoal brick. Dit is so rond, dit is seker so groot soos jou hand. Jy kan hoenderrook daarin, maar jy sit basically 'n hoender daar, jy steek die kopstone steek jy aan, dan sodra hy brand, sit jy 'n hoender in, dan rook dit nie eers meer nie. Jy kan letterlik uit ding binne in jou huis kook, as jy sou wou. Dan 2 ure, dan is die steen uitgebrand en jou hoender is gaar en juicy en gerook, en die vel is crispy. Dit is, man, hoekom hou ek so baie van eet? Julle weet, daai ding wat hulle sê, mense dink vrouens wil liefde hê, en hulle wil die perfekte man hê, en hulle wil groot huise hê, en dierkarre, stront. Al wat 'n vrou wil hê, is om te kan eet, sonder om vet te raak. Dis al wat ons wil hê. Ons soek nie geld nie. Jy kan my soen, dis lekker. Jy kan my druk, dis lekker. Maar al wat ek wil hê, is om te eet, en nie vet te raak nie. Dis al. Ek sweer vir jou, ek sal president wees van Amerika, as ek dit kan regkry. Want dan is daar niks wat ek nie kan doen nie. Maar net om, ja, ek weet ek eers hoekom ek sukkel nie. Wat die hel. Maar ja, dit was basically ons vakansie en als ons geëet het en gedrink het. Dit was 10 dae. Dit was lekker, maar ek is nou eintlik eers bly dit is verby, want so met 'n tas uit te lewe is nie so ajoba nie. Maar ja, dit was ons vakansie. Nou is ek terug. Ek moes al gister hierdie podcast gemaak het, maar gister het ek 2 skaapnekke gaar gemaak. Ja, een in 'n pot op die stoof, want ek het nie oondbakkie. Ekskuus, daar burp ek alweer. Hoekom burp ek die hele tyd? Die ander ene in my slowcooker. My slowcooker vat, ek weet nie hoeveel liter, maar is nogal so grootte, okay? En daai skaapnek moes ek daarin gedruk het. Ek moes dit soos die deksel soos fisies op dit lê om die skaapnek daarin te kry. Maar gelukkig krimp dit mos bietjie soos dit gaar raak, so dit het later gepas. Ja, so die skaapnek op die stoof het ek gaar gemaak saam met groenboontjies. En dis dit. En die ander het ook net spice oorgegooi. Ek dink daai spice het dalk ook knoffel in. Dis dit my gesig nou so geswel staan weer. Frickin hell, ek is nou nie meer lus hiervoor nie. Anyway, so ons eet al gister, vanoggend, vanmiddag, vanaand net skaapnek. Nie dat ek klaar nie, dis moer lekker. En as jy nie weet hoe om enigiets in 'n slowcooker te maak nie, leer onmiddellik, of vra vir my hoe ek sal jou leer, verniet. Want dit is soos die beste ding wat daar is. Ek het gister vir Marlene ook gesê, ek verstaan nie hoekom jy sukkel met kos maak nie. Jy wat heeldag op pad is of heeldag so besig is. Sit jou kos, die oggend as jy by die huis uitstap, sit jy jou kos in die oond, vanaand jy by jou huis instap, is jou kos gaar en nou eet jy. En jy hoef nie die kos op te pas nie, jy hoef nie te roer nie. Dis net soos perfek. Daar is niks beter nie.
En 'n skaapnek of 'n bout in 'n slowcooker is 10 keer beter as in die oond. Fight me, okay? Ek weet jou dit is. En jy gaan my nie oortuig nie. Mense wat bout in die oond bak, dit is 9 uit 10 keer so droog, jy het nog 'n liter sous ook nodig om dit af te sluk. Nie dat ek iets teen sous het, die sous is great. Maar ja, vleissous is die beste. Ek het dus my notas konsulteer. Ja, en natuurlik, die beste deel van die podcast, wat kyk ons op Netflix? Okay, ek kan klaar nie meer onthou wat ek laas vir julle gesê het wat ons gekyk het nie. Okay, ek hou nie my notas nie. As ek hier klaar is, sker ek dit op en ek gooi dit in die drom, want dis ou nuus. Okay? Die volgende podcast het nuwe nuus. Dan het ons vergeet van die ou nuus. So ja. Ek weet of julle gekyk het vir The Haunting of Hill House, nee? The Haunting of Hill House. Ek sê dit maar so, want mense kontak my na uit. Wat is hy ding wat jy gesê het, kyk jy op Netflix? Ek soos, jy weet jy kan 'n podcast rewind, of net soos bietjie teruggaan, dan kan jy weer luister. En praat ek so onduidelik, dat mense nie kan hoor nie. Dalk praat ek te vinnig. Te sag, moet ek harder praat. Okay, nee, ek weet nie. Julle moet maar sê, ek luister nie na myself nie. Wel ek doen, voor ek het pause, net om te sien of dit actually werk. Ek kyk na dit lyk of dit werk. Daar's sulke blou waves wat opkom as ek praat. En niks as ek niks sê nie. Okay, back to Netflix. Wat ons kyk, okay, Haunting of Hill House, het so 'n tydjie terug uitgekom, ek kan nie onthou nie, 'n paar jaar terug. Dit was nogal goed, baie daarvan gehou, kan nie reg meer onthou waar het gegaan, die klomp jumpscares, 'n spooky house, ek meen soos daai classic Scooby-Doo type thing. Dit was great, ons het baie daarvan gehou. Toe kom Haunting of Hill House 2, het sê hulle, baie mense noem dit so, maar dit was daai Bly Manor. Okay, dit was bietjie meh. Dit was nie so great nie. En toe nou dag, toe sien ek maar hulle verteer op Netflix, vir Midnight Mass. Okay? Dit is van dieselfde mense wat Haunting of Hill House gemaak het, as ook Bly Manor. Ek dink hulle probeer so half 'n American Horror Story ding doen, met hierdie franchise van hulle. Ek weet nie, hulle noem dit toch nie regtig 'n franchise, maar dis al sulke spooky goed, waar American Horror Story is soos plainweg net horror, is hierdie meer spooky en supernatural en. Maar ek sien toe hulle verteer vir Midnight Mass, en ek het die previews gekyk, en almal sê, of die reviews het gesê, dis nog beter as Haunting of Hill House en as Bly Manor. Nie dat dit moeilik was om moeiliker of beter te wees as Bly Manor nie, maar ons het baie gehou van Haunting of Hill House. Maar so ons begin kyk toe hierdie, ons het actually in Robertson begin kyk, die Vrydag toe Lisma nog gewerk het en ons al daar was. En as jy, ek gaan nou niks spoil nie, want dit is so half, daar's 'n reveal, so 'n paar episodes in. 2 episodes in, is daar so 'n reveal. Maar as jy so baie horror kyk soos ons, en jy kyk al so lank horror, dan later verbaas niks jou regtig meer nie. Maar ek het so half dit gekol, hierso 'n paar episodes in. So ek het so half gesien wat gaan kom, maar is nog steeds, dis awesome. So ver, ek dink ons trek nou by episode 6, en daar is, ek gaan nou vir jou sê, nee, ek kan nie. Nee, ek kan. Hou vas, kom ek kyk gaga. Midnight, werk saam, Netflix. Okay, Midnight Mass het, dit is 'n limited series, daar is 7 episodes. Okay, en ons het sopas episode 6 klaar gekyk, nou die aand, so ons het nog 1 episode oor. Ag, damn it, ek gedink ons meer. Okay, maar so, dis nou obviously die big finale wat nou kom. So ons is op die laaste episode. Herman wou al gisteraand gekyk het, maar toe, nadat ek 2 skaapnekke gaar gemaak het, toe besluit ek, maar kom ek ook sommer gou chat nie ook, want Marlene het vir my 4 kilogram sappelkose gegee. Soos, daar's geen plek in ons vrieskas nie, met my pa het vir ons die hele skaap geslag. So ons klein vrieskasie, is soos letterlik so vol skaapvleis, jy maak die vrieskas deur oop en dan val dit uit. Okay? Ek brag nie, dis net, amper sê ek, first world problems. Ek weet nie wat noem mense het, maar ja.
So die appelkose lê toe op die counter in 'n bak en dit het toe klaar geontdooi. Toe sê ek soos, maar ek moet dit nou kook. Vra vir my ma vir haar resep, want sy het 'n baie lekker chutney resep, bladjang. Sy stuur vir my dit, die resep is net mooi vir 2 kg. Ek sê, okay, great, dan maak ek dit nou maar net dubbeld aan, sonder die knoffel, want moi swel mos op van knoffel. Herman sê, hy dink hy is besig om 'n vampire te verander, want ek sal regs vir knoffel, ek kan nie te lank in die son wees, he. So ja, as ek myself een van die dae nie meer in die spieël kan sien, dan moet julle weet, die transition is voltooid. Ek is nou 'n volslae vampier. Want dan gaan die arme man pas op, want hy is eerst op die lys. So ja, Haunting of Hill House, as jy nog gekyk het, jy begin daar, kyk eers vir Haunting of Hill House. Bly Manor, ja, kyk het seker maar ja, hulle doen, soos ek gesê het, ek dink hulle probeer doen so half 'n American Horror Story ding, wat hulle recycle die akteurs, soos daar is, al die main actors is soos in al die episodes basically, maar dis wat hulle doen nou hier ook. As jy vir Haunting of Hill House kyk, die mense wat daarin is in Bly Manor, en hulle is ook nou in Midnight Mass. Dis Midnight Mass van die main dude is soos hulle priester, okay, en hy doen soos Midnight Mass. Wat weird is, maar jy sal later verstaan hoekom. Okay, en dan die ander ding wat ek ook kyk op Netflix, ek het al 'n tydjie terug begin kyk, want ek wou 'n blogpost daaroor geskryf het, oor docu-series wat die mens kan kyk op Netflix, soos 'n hele lys van dit. So, obviously kan ek nie 'n blogpost skryf en vir mense sê, kyk dit, as ek nie dit self gekyk het en jy weet waar het gaan nie, dit sal pretty lame wees. So, ek het begin kyk, Wild Wild Country. Okay, dit is slightly disturbing en, okay nee, dit is slightly impressive en baie disturbing. Okay, dis basically a cult, okay? Dit was in die 80s, 1985, daar rond. Dis basically hierdie bra, wat in India hierdie following begin het, en toe daar nie meer genoeg plek is in India nie, want dit is overpopulated, toe trek hulle Amerika toe koop hulle vir hulle 'n moerse stuk grond, want hulle followers het vir hulle followers gesê, geef my jou geld, en toe gee hulle followers vir hulle die geld, en toe koop hulle met daai geld 'n moerse stuk grond in Oregon, kan nie onthou nie, ek is nie baie goed met name nie, as jy het nou nog geweet nie, kom oor het, maar ek dink dit was in Oregon, koop hulle 'n groot stuk grond net buite so 'n klein dorpie, en dan gaan hierdie storie nou, episodes is soos uur lank, en ek kan nie heel dag sit 'n TV kykie, so ek vat soos 2 of 3 dae om die episode te kyk, maar ek worstel nou daardeur. Dis nie dit raak so 'n bietjie boring partykeer, want hulle hamers op dieselfde, maar ek meen, jy kan net so baie mal mense sien, jy verstaan, en hulle almal is ewe mal. Die frikker vrou, wat nou die cult leader se sekretaresse was eintlik maar die regte cult leader. En sy sit op hierdie oomblik iewers in Switserland. Want ek dink sy kan, amper sê ek, wat noem mense, sy kan nie teruggestuur word nie. So sy kruip nou basically daar weg, want ek kan nie dink dat sy nie in die tronk sit na al die shit wat sy gepoel het nie. Dit is belaglik, maar ja, as jy hou van cults en dit fascineer jou bietjie soos vir my, want dit is bietjie soos serial killers ook, jy verstaan nie hoe iemand so iets kan doen nie, so het fascineer jou, is interessant, maar dit is dieselfde met die cult ook. Jy sal sien, die Midnight Mass is ook so bietjie culterig, maar ja, kyk het. Maar Wild Wild Country is ek besig om te kyk, ek dink ek is nou eens in die helfte van dit, maar ek het vir jou gesê, dit is bietjie impressive, die impressive deel van dit is, die feit dat hierdie ou, slim, opgevoede mense, kon oortuig om hom te volg, en met slim opgevoede mense bedoel ek soos argitekte, ingenieurs, dokters, prokureurs, soos regtig slim mense, en daai mense het toe vir hom gehelp, om soos basically 'n nuwe dorp te bou. Hulle het in die middel van hierdie semi-woestyn
gegaan en landerye gemaak, opvangsdamme gebou, huise gebou. Dis regtig iets om te, dis nogals impressive, soos ek sê. Hulle hele doel met dit was nie so goed nie, hulle is bietjie mal, maar gaan kyk net, as hulle actually normale mense was, dan was dit dalk nie so, amper sê ek, ontstellend nie. Maar dit het die mense van die dorp hier langs aan geontstel. Maar ja, kyk dit, hulle vat soos later die dorp oor en dan sê later is die district attorney is betrokke, want hulle het later soos hulle eie polisiestasie gehad. Maar hulle is eintlik soos 'n religion volgens hulle, maar volgens my en jou is dit 'n cult. So hulle het later hulle eie polisie gehad, en dit is waar church en state, in Amerika, jy kan nie church en state, jy verstaan, meng nie. Daar moet soos 'n duidelike onderskeiding wees tussen die twee. En dis waar ek nou is in die storie, waar die district attorney, of die attorney general, seker die attorney general, waar hy besig is met 'n saak teen hulle, om te sê, verstaan, julle is hierdie religious following groep, maar julle het julle eie polisiestasie. En polisie het toegang tot mense se persoonlike rekords en hulle agtergrond en al hulle persoonlike inligting. So ja, dit was 'n bietjie van 'n clash daar. So ek sal nog verder kyk aan dit, maar dit is die ander kyk, en dan iets waar ek baie opgewonde is, en dit is eintlik die inspirasie vir hierdie podcast. Seinfeld het die 1 Oktober begin. En as jy nie weet wat Seinfeld is, Larry David, wat Seinfeld gemaak het, hy sê dit was 'n show about nothing. En dit was een van die mees suksesvolle sitcoms soos ooit. As jy dit al gekyk het, sal jy verstaan hoekom. Maar dit is regtig, dit is maar soos my podcast, dit behalwe hulle het 'n skrip gehad, ek het nie regtig hier nie. Maar dit is 'n show about nothing. Dit begin letterlik waar George en Jerry sit in die cafeteria of in daai klein restaurantjie waar hulle altyd sit, en hulle praat net oor niks. Soos, daar's 'n vriendin van Jerry wat gaan kom kuier, en hy moet vir haar by die lughawe gaan haal, maar jy verstaan, hoe moet hy vir haar groet, moet hy vir haar handdruk gee, moet hy vir haar 'n drukkie gee, en dan sit weer George wat sy wasgoed moet gaan haal, en hy wil hê Jerry moet Jerry wat sy was wil gaan, en George moet saam gaan toe kom help, en hoe George nooit lus is om enigiets te doen nie, en dan is daar Kramer in die lyn, en later kom, wat is sy bra se naam? Die vet ou, hy is die postman, kyk sy naam daar nie, maar anyway, dit is 'n klomp karakters, dit is letterlik 'n show about nothing, elke episode is soos 20-25 minute lank, so dis iets lekker, dis lig, jy hoef nie te dink daaroor nie, jy raak jy offended nie, wel, as jy offended raak, daar kom oor dit, almal is so offended oor al, dit pas my so erg af, maar ja, hierdie show was voor al daai goed, verstaan, hulle het jokes gemaak, met almal oor alles, dit was great, dit is een van die beste shows, ek dink, daar's 9 seasons, ek dink ek het daai 9 seasons seker al 9 keer gekyk, en ek sal dit nog 9 keer kyk, dit sal nooit nie vir my snaaks wees nie. So, as jy nog nooit Seinfeld gekyk het nie, soos doen jy self 'n guns, soos begin kyk het nie, daar's 9 seasons, jy het baie episodes om in te haal. Kyk, nou is ek eers klaar my eerste bladsy, ek het 2 bladsye vol notas. My arme kat slaap al op die bed, is al haar slaaptyd. En dan het ek gekyk, daar's 'n fliek wat ek wil kyk, dis The Guilty. Jake Gyllenhaal is daarin, hy's 'n 911 operator, en hy kry 'n oproep, hy dink toe eers is 'n prank, maar toe kom hy agter, maar dit is 'n vrou wat gekidnap is, en hulle praat soos in code, en hy wil probeer uitvind waar sy is, want hy wil haar help, maar sy kan nie reg praat op die foon nie, want die ou wat haar gekidnap het luister, maar hy dink, sy het haar kind gebel. Okay, dit is al wat ek kon aflei uit die previews uit, jy kan self daai preview op Netflix gaan kyk, of op YouTube, of wherever, jy jou fix kry, maar ek dink, ek gaan daai movie, Herman lyk jy vir my lus om te kykie, so ek gaan dit iewers die week,
as ek lus is om lui te wees, gaan ek dit kyk en dan sal ek dalk vir julle daaroor vertel as ek weer met julle praat. Maar ja, dit lyk baie goed. Ek het lanklaas 'n Jake Gyllenhaal fliek gekyk. Ek hou nogals van hom. Hy is nie die beste akteur wat daar is nie, maar hy's alright en hy's lekker om na te kyk. Ten minste is hy nie lelik nie. Okay, en dan wil ek julle ook vertel van waarmee ek myself nog gaan besig hou. Ek is besig, ek het vandag ja, ek weet dit klink moer lame, okay, Herman lag vir my, maar daar is mense wat geld maak met dit, so ek het niks om te verloor nie. Ek is besig, ek het 'n Etsy shop gemaak, en mense wat jy basically doen, is jy gaan op Canva, en jy maak goed, jy design goed vir mense wat nie weet hoe om te doen nie. En van die goed wat baie populêr is soos inkleerbladsye. So ek het so 'n free course ding gekyk vanoggend, waar hulle vir jou wys hoe om inkleerbladsye te maak op Canva, wat jy dan kan verkoop op Etsy. So ek het basically 'n inkleerboek gemaak vanoggend, soos oor die alfabet, soos daai wat hulle altyd doen met die diere, soos A is 'n aardvark, hulle kan mos die aardvark sê nie. En dan ek is sommer, in plaas van baboon het ek gedoen bat, en natuurlik cat en dog, maar jy verstaan, doen ek sulke klomp goed, maar nie net prentjies nie, ek het soos dan, want jy weet, jy moet dit educational ook maak, my ma het altyd vir ons geleer, jy verstaan, as jy vir iemand 1% gee, geef hulle iets wat hulle kan gebruik, so ek sal altyd, as daar kinders is in die familie wat verjaar, dan, jy koop nie vir hulle speelgoed, want dit, jy verstaan, die kind speel vir 'n half met dit, dan breek dit, of dit irriteer die ouers. Koop vir die kind 'n boek, of blokkies waarmee hy kan puzzle pak, of iets kan bou, verstaan, iets opvoedkundig. So my inkleerboek is nie net 'n inkleerboekie, dit is opvoedkundig ook. Ek het van elke diertjie wat ek gebruik het ek 3 interessante feite ook dan gesit, soos wat eet hulle, meestal goed, maklike goed wat soos kindertjies sal van hou, en wat hulle sal maklik kan onthou. So ek het gesê dan wat eet hulle, waar bly hulle, en dan 'n interessante snaakse random feit. Soos ladybugs, het jy geweet hulle ruik met hulle voete? Soos ek het nie. Maar ja, dit is 'n random interessante feit van 'n ladybug wat ek vandag geleer het. So ek het klomp seker goed gedoen, en nou wonder jy seker, maar wat se dier het ek gebruik vir X, né? Want wat die hel gebruik 'n mens vir X? Daar is nie diere wat se name met X begin nie, en ek kan nie onthou, want ek moet ons almal het daai goed gedoen toe ons klein was, daai alfabet met die diere, maar ek het 'n artikel gelees vandag wat hulle sê, ek dink dit was soos een of ander tipe bok, wat hulle altyd daar gebruik het by X, hulle sê, dit is nie eers daai bok se regte naam nie, of daai bok bestaan nie eers regtig, iets wat hulle opgemaak het. Maar ek het vandag ene geleer, wat actually bestaan, mens spel dit X-E-M-E, jy spreek dit uit Zeem, dit rym met meme, en dit is 'n tipe seevoël, wat in die Arktik voorkom. En hy lyk basically soos ons seevoëls, behalwe sy kop is swart, en hy het bietjie swart in sy vlerke ook. Maar ja, jy is nooit te oud om te leer nie. Selfs al maak jy 'n dom inkleerboek, wat jy online wil smous vir mense, vir R30 'n kopie. I mean, really. Maar ja, ek het vandag baie nuwe goed geleer. Sorry ek het 'n bietjie gehuk. My volgende projek. Ek sê ek praat vanaand lank, maar soms ek lank gepraat het, nou praat ek baie. My volgende projek waarmee ek my gaan besig hou. My ma het nou gesê sy soek lyfpoeier. Dis ek soos maar, ek kan nie dink dat ek het ooit al in 'n winkel gesien het. Ek meen, wanneer laas jy lyfpoeier in die winkel gesien? Ek weet almal het dit gebruik toe ek klein was, soos my ma het Wanda produkte verkoop, en sy het actually nog van die poeier in die kas gekry. Ek weet nie hoe flammable dit is nie. Maar jy verstaan, dis 'n lekker ryk poeier. As jy uit die bad uit klim, ek weet nie in watse gevalle gebruik 'n mens poeier nie. Okay, ek het dit seker gebruik toe ek klein was om daarmee te speel. Maar soos my ma sê, die poeier ryk verskriklik lekker. Ek dink dit maak jou vel ook soort van sag, en dan is daar natuurlik 'n glitter daarin, soos 'n tipe van 'n shimmer.
En ek meen dit is mooi. Mense hou van shimmer, veral in die somer. Kan jy nou imagine, jy is in jou summery dress, jy gaan bietjie uit vir die aand, dis lekker warm, en in plaas van sweet, het jy 'n shimmer poeier wat jy op jouself sit. So ek gaan bietjie produkontwikkeling doen, om te kyk hoe kan ek lyfpoeier maak, en dan natuurlik ook kyk wat se verpakking ek kan gebruik, want daai Wanda poeier van my ma, het so lekker, wat noem mense, dit is soos 'n poef tipe ding, wat jy daar indruk, en dan, wat jy gebruik om die poeier op jouself op te druk. Want jy gebruik nie 'n kwas nie, dit is so, is nie 'n spons nie, dit is so 'n poef, ek weet die naam is nie, maar jy gaan weet as jy dit sien. So ek gaan dit doen, en dan ook het ek gedink, ek gaan speserykoekies bak. So ek het net vir my ma gevra, sy het vir my speserykoekie resep gestuur, maar liewe ouers, ek dink ek kom 6 koppies suiker in, soos 500 gram botter, of dalk sit skaapvet, ek kan nie onthou nie, maar dit is 'n groot resep, so dit sal ook iets wees wat ek heel dag doen, soos ek sal die oggend die koekiedeeg moet aanmaak, want dis van daai wat jy moet die botter en die suiker, moet jy soos room saam, wat net 'n mooi beskrywing is vir sweet jou gat af en maak jou arms lam. En ek het nie 'n fancy masjien wat dit vir my kan doen nie, so die botter gaan soos semi-gesmeld moet wees, voor ek dit eers begin probeer om dit te doen, want dit is arbeidsintensief. Yes, ek kan regtig praat, julle moet verskoon, ek val oor my woorde, maar my mond is dikker, lyk of Mike Tyson my gemoer het. En ek het al 2 Fexos gedrink, so wonderwerk ek pasie uit die. Okay, maar anyway, ek het nou die speserykoekie resep, maar toe stuur my ma sommer vir my 'n gemberkoekie resep ook, so ek sê so, ek het nou die resep, might as well. Ek meen, wie hou nie van gemberkoekies nie. So, ek gaan dit maak, en dan, as jy gelukkig genoeg is, om deel te wees van my vriendekring, dan sal jy 'n pakkie koekies kry, en jy sal dit eet, en jy sal daarvan hou. En dan as jy nog wil hê, dan sal ek vir jou nog bak, maar dan gaan jy my betaal daarvoor, want ek is 'n capitalist. Capitalism boer. Ek ben, wie hou nie van geld nie, en ek wil my eie geld maak, so, jy gaan nie koekies kry, maar dan gaan jy my koop ook later, as jy nog wil hê. En jy gaan nie vir my sê, dit maak vet nie, want ek gaan nie om nie. Okay, maar ja, wat 'n morsagenda ook is ek het 7 jaar laas iets gepost op my website. Ek het 'n blog website, maar ek blog nie. Okay, so ek moet dink aan iets om oor te skrywe. As julle enige idees het, ek is hier. Gooi vir my idees. Ek sal tot oor jou ouma se artritis skryf. Ek moet net genoeg navorsing doen daaroor. Maar ja, laat weet my, en dan skryf ek ietsie, en ek moet ook 'n nuwe nuusbrief uitstuur. Ek het actually 'n nuusbrief. Die nuusbrief is sodat jy kan weet as ek nuwe blogposts maak. Die nuusbrief gaan ook wees waar jy kan koekies bestel en lyfpoeier, want almal in die Kalahari wil blink, die mans ook, soos Twilight Vampires. Want ja, my lyfpoeier gaan bietjie shimmer in hê, en as jy wil hê jou man met sy baard bietjie opkikker, dan sit jy van bietjie shimmery lyfpoeier op sy gevreet. Dis my, ek kan stront praat. Anyway, as jy wil deel wees van my nuusbrief, jy kan net vir my e-mail, dan sit ek jou op. Of jy kan gaan subscribe op my website, as jy weet hoe. Ek weet baie mense is dom met die internet. Dis nie, ek beledig jou nie, my ma en my pa is ook dom met die internet. Ek is nog steeds lief vir hulle, maar ek help hulle. So, as jy wil deel wees van my nuusbrief, as jy dit wil kry, dit was altyd soos 1 keer 'n week, maar ek is nou lui, so ek stuur dit wanneer ek lus het. So as jy wil deel wees van my nuusbrief, as jy dit wil kry in jou inbox, stuur vir my 'n e-mail na info@katukat.com en ek sit jou op my mailinglist. Ja, daar sal ook afslagcoupons wees as jy ietsie wil koop, soos parfuum of aloe gel of lyfpoeier of koekies. Ek gaan nie die discount codes op Facebook sit nie, ek gaan dit net op my mailing list sit,
So, as jy nie deel is van my mailinglys nie, gaan jy uitmis, as jy nie gesubscribe het nie. So ja, ek het nou genoeg nonsens gepraat, my keel is droog, my lip is dik, ek dink ek gaan op bad. Okay. Hoekom? Julle moet vir my e-mail stuur. Soos, ek sien daar's mense wat my goed download, soos julle luister dit obviously, maar niemand soos stuur eers vir my e-mail nie. Julle is vreeslik onbeskof. Stuur vir my e-mail asseblief en sê vir my of julle hou van wat ek doen. Okay, ek soek nie confirmation nie, maar ek soek net feedback asseblief. Dit kan slegte feedback ook wees, dis fyn. Maar ja, julle moet lekker slaap. En, ek gaan môre nog 'n podcast maak, maar, ons het 'n surprise guest. Ja, ons het 'n gas môre op die podcast. Dit gaan môre gebeur. Ek weet nie hoe laat môre nie, maar julle kan net op Facebook dophou, of op Twitter, of wherever, ek sal dit aankondig op social media, sodra die podcast live is. Maar ons het môre 'n gas, hy is baie snaaks, en hy is soos die koning van dad jokes, en hy is Murad. Okay. Maar nie dat julle gaan weet, want julle gaan hom nie sien nie, want julle wil nie vir my geld gee vir my podcast, sodat ek kan video bysit nie. So julle moet maar net aan my stem luister. Maar as iemand barmhartig voel, en hulle wil vir my geld gee vir my podcast, dan kan ons video bysit, en dan kan julle ons sien. Vir my en die verskriklike haatgas wat ek gaan hê môre. Maar ja, vir nou gaan julle hom nie sien nie, julle gaan hom net hoor, en hy's baie snaaks. So, tune in tomorrow. Lekker slaap!